Dit is 'n verwelkom. Mario, baie dankie. Dis wat 'n wonderlike geleentheid om by julle te wees. Sjoe. As jy oomblik so om jou kyk, dan sien jy broers en dalk het ek en jy of jy en die ou langs jou mekaar vir die eerste keer vandag ontmoet. Maar tog ken ons mekaar. Ons ken mekaar se harte en ons ken mekaar se pyn ook. En ons stap 'n reis en partykeer is oggend soos vanoggend juist belangrik om net so 'n bietjie vir my te vra, waar is my anker? Waar hou ek vas? Gewoonlik by 'n praatjie dan het hulle nou hierdie uiters slegte gewoonte wat ek daarom Mario nie vanoggend hier ervaar het nie, en dis om jou biografie te wil lees. Nou dan vra hulle gewoonlik vir my, PA, stuur asseblief die ding vooruit, en dan het ek 'n lang en 'n kort weergawe. En die langer een praat eintlik maar net bietjie meer nonsens, maar die korter een is gewoonlik beter, maar dan het hulle mos nou al die goedjies wat hulle oor jou sê. Amper soos 'n goeie sosiale media advertensie. Dit sê al die goeie goed, van hoe goed is die ou, en hy doen so goed, en sy familie is die beste, en as jy na die foto's kyk op Facebook, dan lyk dit ook sommer so, hulle hou vakansie in eksklusiewe plekke, en dis wonderlik. En dan wonder jy maar, wie is die ou regtig? En ek wil sommer wegspring, ek en jy ken mekaar dalk nie persoonlik nie, ek weet nie waar bevind jy jouself vanoggend nie. En dalk is dit op 'n baie goeie plek. Ek wil toe ons die oorwinningslied sing, toe dink ek, hoe bevoorreg is ons as manne om vanoggend dit te kan doen. Daar's dalk iemand wat wakker word vanoggend, en hy voel soos daai vrou gevoel het, Mario. Hy wonder, is dit vandag my laaste dag? Want hy het opgegee. Hy het moed opgegee. En terwyl ons hier sit, kan ons moed by mekaar maak, nie net noodwendig oor dit wat ek sê nie, maar dit wat jou gedryf het om hier uit te kom. Die Here het 'n afspraak met jou vanoggend. En dit het niks te doen met wat ek sê nie. Ek glo nie dit nie. Ek glo dit is wat die Here vir jou wil sê. So ek weet nie noodwendig waar ek jou vanoggend kry, behalwe by Bossa nie. Dit weet ek. Ek weet nie waar staan jy in jou lewe nie. So, ek wil sommer vir jou sê, wie is ek? So ek het groot geword in 'n Vrystaatse dorpie. Vir my sondes ondersteun ek nog die Cheetahs. Ek weet, meeste van julle ten minste doen dit elke 4 jaar, want as die Cheetahs die Karretbeker wen in die Wêreldbekerjaar, weet julle wat gebeur? Dan wen die Springbokke. Jy het geen groot rede nodig om die Cheetahs te ondersteun nie. Klein dorpie met die naam van Viljoenskroon. Ek het goeie daar in die Emilie Vierhoek wêreld. Goeie kinderjare gehad, afwesige pa. En my ma was 'n hardkapster gewees. My pa was alkoholist. En dit gevoel, dis wat hy professioneel doen, want hy was damn goed daarmee. Op 13 besluit hy dat hy het genoeg gehad, en hy stap uit die huwelik uit, en hy verdwyn uit ons lewens uit. Ek het hom vir 11 jaar nooit weer gesien nie. Nie 'n oproep nie, nie 'n briefie nie niks nie. Nou in 'n klein wêreldjie soos daai, Viljoenskroon, worry jy wat die mense sê. Want dit is 'n klein dorp, almal weet alles van alles af. En op 13 was my eerste bekommernis, wat gaan die mense sê? My pa wat alkoholist is. En in daai tyd vind ek uit by my ma, maar dit is nie net hy wat alkoholist is nie. Sy 3 broers is al 3 alkoholiste. En my oupa was ook 'n alkoholist. En op 13 wonder ek, is ek ook 'n alkoholist? Ek het in my lewe op daai stadium nog nooit drank gebruik nie. En op 'n manier is dit so ietsie van, wat is my DNA? En ek wil jou vanoggend vra, wat is jou DNA? Dalk het jy ook in jou kop iets in die verlede wat al bepalend is van wie ek dink ek is. Vir 'n ruk het ek gedink dis wie ek is. Ek kom uit 'n gebroken gesin met alkoholist pa. En is dit my DNA? Nou, julle sal onthou, ek sien die naweek speel een van die boeties weer vir die Barbarians, die Depree boeties. Nou hier is 'n paar ouens wat oud genoeg is om vir Robert Depree te kan onthou. Jan, hy was daar saam met ons in Potch, stoute man gewees. Maar hy het vanaasboot uit die moeilikheid uitgehou vir die bulle. Want daai paas van hom was 17 meter lank, niemand kon by hom uitkom nie, hy het so ver gepaas. En toe, 'n paar jaar later, word al 3 sy seuns professionele rugby spelers. En wat
het ons as mense gesê, selfs die Barrett boeties daar in Nieu-Seeland. Maar dit maak ons sin, dis in hulle DNA. Hulle moet mos kan rugby speel. Goed, wat is in jou DNA? Want jy sien ons geskiedenis en ons geboorteverhaal en die huis waar ons gebore is nie noodwendig ons DNA nie. Maar ons moet 'n besluit maak. Want vir baie keer sleep ons leuns saam met ons deur hierdie lewe, want ek het 'n gedagte van wie en wat ek is. Sjoe. En is dit nie vanoggend wonderlik om te weet dat die oomblik toe jy besluit het dat ek gee my hart oor aan die Here, het hy nie net jou hart verander nie. Hy het jou DNA gaan verander. Jou familie is 'n Dawid. Ja, Dawid het Goliat gejaag, maar die Here het nog gesê hy is my blue-eyed boy. Ek wil soos Dawid wees. Hy is in my voorgeslag, en in joune. Samson, op skool onthou ek, daai hele storie van Samson en dink ek kon in my geestesoog as jy daai storieboeke lees van die Bybelstorieboeke, hoe het Samson gelyk in daai Bybelstories? Hy's 'n groot vis met piere. Maar kan ons nie waar wees nie? Hoekom sal die mense Filistyne sê, waar lê jou krag? As hy mos nou sulke muscles gehad het, weet hulle mos die muscles lê in die krag. Hy was so maar tingerige mannetjie, met geen potensiaal nie. Tot die Here hom raakvat. Toe sê hy, hoor iets om, ek gaan nie om hoe maar as jy nie. Ek gaan vir jou 'n werkie gee wat daar buite gaan, mense gaan vra my, hoe is dit moontlik? Want jy is dan so tingerig, hoe kan jy hierdie goed doen wat jy doen? Jy sien ons voorkoms en dit wat ons in ons koppe het oor hoe die goed moet lyk. Die Here het 'n saak daarmee. Hy vat jou net soos wie jy is. Ek wil, daar's soveel voorbeelde vir ons in die Bybel van jou en my voorsate. Dis ons DNA. Ja, kan jy net 'n keuse maak. Aanvaar dit. Is ek bereid om afstand te doen van die leuns en jy weet is daar leuns in jou lewe. Dan hoor jy maar, ek onthou een ou keer ek praat met hom rondom finansies. Hy sê nee, maar oom verstaan nie. Juffrou in standaard 3 het vir my gesê ek gaan my hele lewe nooit wiskunde kan doen nie. Sê ek hoor net hom, maar dit is goeie nuus. Nou is al lank terug, né? Okay, so ons kan jou nou leer. Jy kan nou begin wiskunde doen. Dis amper soos Ernie Els. Hy kon ook nie wiskunde doen nie. Maar vir golfer is dit baie goed want jy moet verby 5 kan tel nie. Dan gaan jy begin sleg doen. So jy moet nie baie tel nie. Maar hy tel net sy geld. So hy's okay. Ek en jy moet bepaal waar is ons, wat is ons fondament? 'n paar gedagtes met julle deel. Jy sien dat, as ek jou 'n vraag vra in enige faset van jou lewe, en ek vra vir jou, het jy potensiaal? Jy sien, as ons nie gebore word ons gebore met potensiaal. Elkeen van ons hier, jy gaan dit maar herken. Ongeag waar jou journey is met die Here op hierdie oomblik, jy het potensiaal. Jy het die potensiaal om 'n beter pa te kan wees vir jou kinders. Jy het die potensiaal, ongeag wat jou vrou dink, om 'n beter man vir haar te kan wees. Dan nou vrouens is altyd reg, ek het dit vinnig geleer. En die dag as hulle verkeerd is, dan verwys jy na punt 1 toe, want hulle is nog steeds reg. Dis 'n goeie plek om op te wees. Maar ek en jy het die potensiaal om gehoorsame mans te kan wees. Dus moet 'n keuse maak. Jy sien ons het potensiaal, want die oomblik as ek met mense praat en ek kom agter maar hierdie ou glo nie hy het potensiaal nie. Want is jou brein, jy het ons breine ongelooflik gemaak. Die oomblik as jy dink jy het die potensiaal nie, wat gebeur met jou brein? Hy stem saam met jou. Want hy is daar om jou te beskerm. Ek wil net soos wat hy my gaan keer om saam die springbokke op te draf vir 'n game, want hy weet om jy het nie die potensiaal om dit te doen nie. Ek het potensiaal vir ander goed. Gaan hy jou en my beskerm. So as jy jou brein toemaak om te sê dat in die baie tabbe ekonomie met 'n politieke stelsel wat ek dalk nie lekker verstaan en saamstem nie, is daar nie meer potensiaal vir iemand in my bedryf nie. Jou brein gaan met jou saamstem. So ek wil jou in die eerste instansie uitdaag vandag. Wil jy nie saam met my regtig met oortuiging glo dat jy, waar jy nou sit, potensiaal het? Of dit jou huwelik is, of dit jou finansies is, of dit jou geloof is. Daai 4 kerngoedjies wat ons dan moet uitkyk in terme van jou geloof, jou gesin, jou gesondheid en jou geld. Dis 4 goed wat ons as mans nogal partykeer 'n bietjie vasvat. So, as jy glo jy het potensiaal, wat dink jy, wat doen jy daarna? Jy neem aksie. So as jy dink jy het nie potensiaal nie, is daai aksie beperk of niks nie.
Maar die oomblik wat jy net glo dat ek het dalk net so klein stukkie van potensiaal, is ons besig om aksie te neem. En aksie lei tot resultate. En die oomblik as ons ietsie kleins reg kon doen, daai resultaat wat ek dan kry, ons mans hou nogal daarvan, ek hou definitief daarvan. So 'n bietjie van 'n klop op die skouer. Dis maar jy's cool. Jy's actually heel cool. Daai klop op daai skouer is so 'n klein bietjie van geloof wat ek myself kry, net 'n klein bietjie. En as jy 'n klein bietjie meer geloof gehad het as waar jy begin het, wat glo jy nou van jou potensiaal? Dis ek kan nog bietjie beter. En as ek net daai oomblik vasvat om te sê maar ek kan actually nog klein bietjie, ek het nog meer potensiaal. Wat doen jy dan? Jy vat nog bietjie aksie. En daai aksie lei tot bietjie resultate. Hierdie suksessirkel is eintlik hoe die Here ons gemaak het om te sê dat ek het vir jou lankal gesê, ek glo 100% in jou. Ek weet nie of jy al die Engelse woord grace, of jy ook op dalk soos ek op 'n stadium was, dat jy dit nie lekker verstaan het nie. Ek het gedink, ek moet 'n cool ou wees, ek moet baie goed doen, ek moet regtig diep in die Bybel wees, ek moet elke dag so 7 keer bid, ek moet die perfekte Christen wees, vir genade om van toepassing te wees op my. Ek dink die grootste deurbraak in my geestelike lewe was die dag toe ek verstaan het, maar dit is nie hoe dit werk nie. Met dade gaan ek nêrens kom nie. Ek is doodgewoon net nie, ek is nie volmaak om enigsins iets reg te doen in Here so nie. As ek nie sê maar Jesus is my verlosser en hy het vir my gesterf, my sondes, nie in die verlede nie, nou vandag. Dis wie ek is. Wil jou uitdaag om dit ook te wees. Gesondheid, geld, gesin, geloof. Gou 'n paar goedjies daaroor sê. Stem jy met my saam dat ons lewe nou in die moeilikste tyd ooit? Ek dink as ons kyk na die wêreldoorlog om ons, die politieke bedeling, Trump, plaaslik, ons het nogal pret hier. Daar's soveel goed, gesinne wat onder aanvalle kom, ons skole, ons lewe in die moeilikste tye ooit. Eintlik is dit 'n perspektief wat ons het, né? Wat is die realiteit? Ek wil gou rondom daai 4 goed so 'n bietjie iets vir jou met jou deel. Ek sê net terug te kom hoe die Here ons gemaak het, hoe amazing hy ons gemaak het, is dat ons breine het 3 dele. Daar's 'n reptielbrein, dis die oudste breingedeelte wat ons het. Nou daai brein se funksie is net 3-ledig. Hy doen net 3 goed. Veg, vlug of vries. Dis al wat hy doen. Prakties, taxi ry voor jou in, jou reptielbrein skop in, tensy jy hom klaar bietjie gemanipuleer het dat hy nie inskop nie. En jy besluit, gaan ek veg, gaan ek vlug, en veg kan nou 'n paar handtekens en sulke goedjies wees, maar hy skop onmiddellik in. Voor jy dink aan 'n Bybelversie, skop hy in. Okay, so jy moet hom bietjie programmeer dat jy dit andersom kan doen. Dis ons reptielbrein. Hy is daar vir 'n baie goeie rede. As jy in die wildtuin sou stap en daar kom 'n leeu aangestorm, jy gaan nie rustig staan en wonder, hy is groot, ek wonder of hy gaan stop. Ek het nou al hierdie YouTube video's gesien en dis nie hoe hy werk nie. As hy leeu kom en jy het nie 'n besluit voor die tyd geneem nie, ek weet nie van jou nie, maar ek gaan hardloop. Of soos een van die veldwagters gesê het, meneer, jy moet nie hardloop nie, jy moet hardloop. Dis wat ek gaan doen, dis jou reptielbrein. Almal van ons het dit, jy weet wanneer hy inspring. Kom ek gee vir die mees praktiese voorbeeld. As my vrou my bel so deur die loop van die middag en sê, ek en jy moet vanaand praat. Ek weet partykeer dis nie liefdespraatjies nie. Nou gaan ek in my files in en ek probeer uitfigure, wat het ek gedoen? En ek kom op 'n punt of 2 wat dalk die punt van bespreking kan wees vanaand. En dan begin ek so 10-punt plan uitwerk, verdedigingsplan. Weet julle doen dieselfde. En dan ek is goed voorberei by die huis as ek daar aankom met my plan. En as my vrou haar vinger so uitsteek, dan skop daai vries van my reptielbrein in. Dan kan ek behoorlik onthou van my 10-punt plan. Hy's gone. Okay, so hy werk. Die tweede deel is ons emosionele brein. As ons praat van emosionele intelligensie, is dat juist die feit dat jy jou emosionele brein kan beheer, menende dat daar iets gebeur met jou, jy nie emosioneel uitbarsting kom nie, maar jy dit rasionaliseer sodat jy by jou logiese brein kan uitkom. Dis hoe dit werk. En dit werk ook so in ons lewe. En die Here het ons uniek gemaak. Partykeer wonder ons maar, hoekom skop hierdie reptielbrein van my in as dit voel asof ek hom nie nodig het nie? Want wat hy ook doen is,
Hy beskerm ons in situasies waar jy byvoorbeeld, ek wil 'n nuwe gewoonte aanleer. Ek wil 'n nuwe doelwit gaan bereik. Ek wil meer doelgerig Bybelstudie doen. En dan kom ek net nie daarby nie. Ek wil dit doen, ek wil dit regtig doen. Ons brein stop ons baie keer. Dis 'n beskermingsmeganisme in 'n mate. So kom ons praat gou oor die realiteit. Ek vir jou nou perspektief gegee van dis die moeilikste tye ooit. Wat gesondheid aanbetref, in die 1900s, raai gou wat was die gemiddelde lewensverwagting van 'n Suid-Afrikaner? 42 jaar oud. Vandag, as ons om ons kyk, ons raak bietjie ouer is dit, né? Gemiddelde lewensverwagting vir mans is so 3, 4, 85, vrouens so 88, mans wil graag vroeër doodgaan. Nee, te grappie. Dis nou nie vrouens nie, so hulle gaan dit nie verstaan nie. So ons het letterlik ons lewensverwagting in die laaste 100 jaar verdubbel. Ja, dit beteken ek en jy het meer geleentheid om goed te kan doen. Wat geld aanbetref, in die 1900s was daar min biljoenêrs, maar 'n biljoenêr, 'n dollarbiljoenêr, iemand soos Henry Ford, het nie 'n spoeltoilet in sy huis gehad nie. Hy het 'n buitehuis gehad. Hy het nie 'n spoeltoilet in sy huis gehad. Dit het eers hier in die 1920s ontstaan. Wat het ek en jy almal? Ek gee sommer net 'n relatiewe begrip van ons perspektief versus die realiteit. Gesin. Nou as jy nou dink dat gemiddelde lewensverwagting 40 was, wanneer was jy minderjarig of middeljarig? Wanneer het jy in jou middeljarig gekom? 20. Gemiddelde dogter is getroud op 13. Sal kinders gehad, met geen regte nie. Die van julle wat dogters het, ek weet nie hoe daai met jou sit nie. Maar dit was die realiteit van die dag gewees, rondom jou gesin. Geloof, ongeag dit wat in Nigeria gebeur, ek het die wonderlike voorreg gehad om op 'n uitreik te wees in Uganda, om 'n kerkplanting te gaan doen daar, en wonderlike mense te kan ontmoet, maar letterlik 'n paar 100 kilometer, ek moet sê maar 1000 kilometer verder in Nigeria, word Christene by die honderde, indien nie die duisende uitvermoord, vandag, soos ek en jy praat. Ek bedoel, in die 1900s was dit presies dieselfde. Daar was nie 'n geloofsvryheid om net dan bid soos wat ek en jy doen nie. Dis die realiteit. Ongeag, ek verdiskonteer nie dat ons uitdagings het, baie nie. Ek wil net vir jou sê, dat partykeer ons beskermingsmeganisme is om vir ons te sê, dis slegter as wat dit is. En weer eens het ek gesê, ek verstaan nie presies waar jy nou is nie, maar ek wil vir jou hoop gee, dat dit wat die Here, die tydvak waar die Here jou en my ingesit is, het hy presies bepaal. Ons moes nêrens anders wees nie, as hier. Daar's 'n rede. En dis nie net vir ons eie doel nie, dis ook om 'n verskil te maak in die mense om ons. Ek wil gou so 'n bietjie GPS hanteer rondom daai 4 goed: gesondheid, geld, gesin en geloof. Daar's 5 vlakke wat in elke lewe van ons ter sprake is. As ek met ouens praat oor finansies, dan hanteer ek hierdie 5 vlakke, want dis soos 'n goeie GPS. As jy op pad is iewers heen, die belangrikste ding van 'n GPS is wat? Hy moet weet waar begin ek. Want ek bedoel, as hy nie kon, die Engelse woord is triangulate, waar ek nou presies begin nie, gaan ek ons nou vir 'n verkeerde roete gee. So baie keer sê ouens, jy moet presies weet wat jy wil hê, en dis waar, jy moet weet wat jou eindbestemming is. Maar ek dink 'n belangrike vraag is, waar is jy nou, wat jou lewe aanbetref? En as ons praat oor gesondheid, geld, gesin en geloof, wil ek 'n paar gedagtes met jou deel. Die eerste een is fondasie. Ons almal begin op 'n fondasie. Jy begin iewers. As jy 'n huis bou jy tog eers 'n fondasie. Ons weet, die Bybel sê vir ons, moenie jou huis op sand bou nie, bou hom op rots. En die vraag is net, 'n storie vertel van 'n Chinese bamboesboom. Dalk het van julle dit al gehoor. Dis 'n baie interessante plant. Chinese bamboesboom, klein saadjie wat geplant word, en dan word hy bemes en water gegee. En dit moet jy konstant doen. Eerste jaar, niks. Jy moet aanhou om dit te doen. Tweede jaar, niks. Derde jaar, niks. Jy nog steeds water gee. Jy nog steeds nat maak. Steeds bemesting. Vierde jaar, niks. Daar gebeur niks. Daar kom nie 'n sprietjie uit nie. Vyfde jaar, as hy sy kop uitsteek, binne 6 weke groei hy 60 meter hoog. Dis 'n Chinese bamboesboom.
So as jy vandag dalk na jou lewe kyk en daai 4 fasette, miskien is daar elemente van jou lewe wat ook soos 'n Chinese bamboesboom is. Jy is dalk ook besig om te dink, maar ek is al hoe lank hiermee besig? Here, ek kan nie nog aanhou nie. Net dalk is jy besig om 'n wortel te skiet wat so diep is, sodat daai aspek van jou lewe soos 'n Chinese bamboesboom kan wees. Die oomblik as daai sprietjie uitkom, groei hy 60 meter in 6 weke. Ek wil jy moet vashou daaraan dat as daar gedeeltes van jou lewe is wat jy voel, maar ek het nie oorwinning in my geld nie. Dit is soos 'n ou Chinese spreekwoord wat sê, wanneer is die beste tyd om 'n boom te plant? Eintlik 20 jaar terug, want dan kan iemand vandag onder die skaduwee sit, né? Tweede beste tyd. Vandag. So as daar iets is wat jy voel, maar my geld, my finansies, ek bestuur dit nie reg nie. 70% van Suid-Afrikaners huidiglik is diep in die skuld, te diep in die skuld. Dit is te maklik om dit te kry. Banke gee net skuld uit. Hulle doen dit nie verantwoordelik nie. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid. 97% van Suid-Afrikaners gaan nie finansiëel onafhanklik kan wees nie. Want hy gee te veel geld uit. Hy bestuur nie sy geld nie. Jy hoef nie 'n graad te hê om hierdie goed uit te figure nie. Jy moet letterlik 'n ruggraat hê. Dis die belangrike ding. So, wat is jou fondasie? En ek dink die oomblik as ons 'n keuse maak rondom my fondasie is in die eerste plek die Here. En dis hoekom jy volgende hierso sit. En ek dink dis die belangrikste keuse wat ons moet maak. Jy gaan nie die Eiffel-toring kan bou op 'n fondasie wat vir 'n shack gebou is nie. Jy hoef nou nie ingenieur te wees om dit uit te figure nie. Wat is jou fondasie? Jy sien, die oomblik as jy fondasie het en jy het vasgemaak dat dis wat dit is, dan die tweede stap is momentum. Hoe begin ek bietjie momentum kry? En in ons lewens is momentum, net seker maak maar jou op tyd. Momentum is daai beginsel van, wat doen ek elke dag? Wat is daai klein goedjies? Ons noem dit gewoontes. Jy sien, ek en jy, waar ons vandag sit, in alle fasette van ons lewe, is 'n funksie van ons gewoontes. Wat is die klein goedjies wat elke dag doen? Onthou die storie van die een ou wat elke dag 'n Marie koekie geëet het. En die ander ou wat elke dag 'n 100 meter gestap het. En die tweede dag gaan eet hy 2 Marie koekies. En dan stap hy ou 200 meter. Okay, goed, dit klink nie na baie nie. Maar jy sal weet, na 3 maande gaan die ou wat Marie koekies geëet het, bietjie anders lyk as die ou wat elke dag gaan stap het. Klein gewoontetjies. Vraag en dis die moeilike goed partykeer om te breek, is juist die klein goed ek doen, die goed wat ek natuurlik doen, onbewustelik doen, ek dink nie eens daar nie. Ek doen dit sommer outomaties. Daag jouself uit in areas wat jy weet. As my gesin, in terme van my commitment tot my gesin en dit wat ek doen, en ek voel vandag, maar ek is op 'n lekker plek nie. Wat is die klein goedjies wat jy moet verander? Dis nie groot goed nie. Ek onthou baie jare terug, is ek in die koöperatiewe wêreld en ek is daar met 'n doel, want ek kom uit die huishouding uit, my ma is 'n hardkapster, nou een ding van 'n hardkapster in die Vrystaat is, hulle maak nie noodwendig baie geld nie, inteendeel, hulle maak glad nie geld nie, en ek het 'n omgewing groot geword waar ek onthou dit soos daglig. Die oomblik wat ek vir my ma gevra het, ek wil asseblief North Star takkies hê. Nou die van julle wat oud genoeg is, weet dis die Nikes van vandag. Dit was die takkie. En my ma het doodgewoon gesê, Boeta, ek kan dit nie vir jou koop nie. En in my hart het ek onderneem, maar my kinders sal nooit vir my vra. Oeps, ek het my afgesit. Ekskuus, nee. Wat is hy? Okay. Tegnologie. Gelukkig het Mario Leit, man van vele talente. En ek het onderneem om te sê, maar my kinders gaan nooit daar wees nie. So ek is op hierdie reis van finansiële welvaart. Vir al die goeie redes, want my gesin moenie deurgaan wat ek deur is nie. Maar daai reis het my gevat in 'n koöperatiewe loopbaan waar ek 4:00 in die oggend moes ry uit Pretoria uit en ek het 9:00 in die aand by die huis gekom en baie geld gemaak. Enigiemand wat luister daarna besef, maar hierdie prentjie is verkeerd. Jy is besig om letterlik jou leer teen die verkeerde muur te bou. En daar was 'n oomblik, dat ek huis toe gery het, gejaag het, my dogtertjie sy was toe 9 jaar oud, en ek die goeie vaderlike ding doen, want ek is ons 'n goeie pa, en langs haar gaan sit, terwyl sy amper in die slaap raak op die bed. En op 'n stadium trek sy so my mou, en sy sê, papa, waar's jy? Op 9 jarige ouderdom.
Ek was daar, maar my kop was nie daar nie. Ek was op 'n ander plek. Ek moes een ding aanleer, is om te sê dat die grootste geskenk wat ek my gesin en my dogter op daai stadium kon gee, was nie geld nie. Ek sê okay. Dit was nie geld nie. Dit was doodgewoon my teenwoordigheid, my presence was the biggest gift I could give her. Klein goedjies wat ek hier moet verander. Die derde vlak, as jy momentum bereik het en klein goedjies begin verander, is die keuse wat ek kan maak. En finansies, is finansiële vryheid beteken doodgewoon, ek is vry van iemand anders wat vir my sê wat om te doen. Ek kry genoeg geld passief, sodat ek my eie keuses kan maak. Met wie praat ek, wanneer doen ek dit en hoeveel van dit doen ek? Ek het keuses. As jy nie vry is nie, het jy nie keuse nie. Het jy vryheid in jou geld, in jou geloof, in jou gesondheid? Is jy mobiel, want jy het goed gekyk na jou liggaam en jy kan goed doen. My grootste uitdaging is om balans te handhaaf tussen my besigheid en my familie en my gesondheid. En eintlik besef ek, dit is so krities dat ek na my gesondheid kyk, en ek het vir my een toolkit gegee om dit goed mee te doen, om my drome mee uit te leef. Ek moet verantwoordelikheid vat. Wat is my keuses wat ek maak? Die vierde vlak is onafhanklikheid. En onafhanklikheid is om ons vrese te kan oorkom. Ek sê baie keer vir ouens, wat is die teenoorgestelde van vrees? As jy dink, wat is die teenoorgestelde van vrees? Wat is dit? Liefde. Liefde is die teenoorgestelde van vrees. So as jy dink die twee emosies wat ons dryf, die eerste emosie wat ons as mense dryf, en veral in ons omgewing, is vrees. Ek wil, as ons by die huis kom, sluit ons die deure. Ons doen dit klomp goed, want ons word gedryf om dit te doen. Maar as jy jouself uitdaag om te sê, maar as ek in liefde leef met mense, selfs in 'n besigheid, wat baie moeilik raak. Jan gesels bietjie nou. Ek het 'n hele paar mense wat ek moet ben met bestuur, en dan dink ek baie keer, okay, maar alles te veel. Dan moet ek maar net ontslae raak van 'n paar. Maar dis nie hoe dit werk nie. Want mense sluit ons. Wat onafhanklik het jy? Die laaste vlak is oorvloed. As jy te veel van iets het, wat doen jy daarmee? Jy gee dit weg. 'n Bybelse beginsel en 'n Christelike beginsel is dat dit wat jy saai, sal jy maai, maar eintlik is dit nie 'n Bybelse beginsel nie. Dit is eintlik 'n natuurverskynsel. Ons weet van geen boer wat op sy stoep sit en nie saad in die grond sit en wonder waar's die oes nie. Sy bure gaan doodgewoon sê, joh, daar is sy kop het hom gelos. Maar tog doen ons dit. Ons verwag sekere uitkomste in ons geloof, of ons gesin, of ons geld, of ons gesondheid, maar ons het niks saad in die grond gesit nie. So dit wat jy vandag is ook 'n funksie van die saad wat jy in die grond gesit het. Menende, dis nie in myself nie, dis in ander mense. En ek dink 'n goeie plek om te wees is dat jy, as jy vol liefde is en dit begin oorloop, doen jy wat daarmee? Jy begin dit weggee. Jy hoef nie te wag tot dit vol is nie, maar dis nie hoe dit werk nie. As jy in finansies, as die Here jou geseën het met jou finansies, wat doen jy daarmee? Jy hou dit nie vas nie, jy gee dit weg. Dis deel van daai oorwinningsreis wat ek en jy kan hê, die oomblik as ons goed kan begin weggee. As dit nie net gaan oor my nie. En dis die geleentheid wat ons het as mans, is om 'n impak te maak. Hoeveel mans dink julle gaan dit vat om Suid-Afrika te verander? Net een. En jy is dalk daai een. Maar kollektief sit ons klaar hierso. Ons is baie meer as een. Ons is amper 'n Gideons bende. Ek dink as die Here vandag hier was, dan sou hy gesê het, manne, julle is genoeg. Die potensiaal wat ek in elkeen van julle gesit het, as julle kollektief begin saam iets doen, wat julle doen, want julle is hier volgens. Ons kan hierdie land verander. Ek en jy kan, as ons fondasie reg is. Ek wil gou begin afsluit. Ek wil net seker maak dat ek nog so 20 minute. So, ek wil 6 vrae met jou deel. Is vrae wat ek histories agtergekom het my gehelp in hierdie reis om hierdie fasette van my lewe rondom gesondheid, geld, gesin en geloof beter te kan verstaan. En vir myself eintlik ruimte te gee om te sê, maar hoe evalueer ek waar ek is en hoe kom ek op 'n ander plek? En inteendeel, ek het al raak gelees dat die kwaliteit van jou vrae bepaal die kwaliteit van jou lewe, die kwaliteit van jou besigheid. Baie keer is ons nie bereid om vir onsself die moeilike vrae te vra nie. Okay, maar wie anders gaan? So ek wil jou sommer uitdaag vandag terwyl ek deur hierdie vraag gaan om jouself af te vra. Waar is ek as ek praat rondom hierdie vraag met my gesondheid, geld, gesin en geloof? Ja, hier is uitstek besigheidsmanne hier in hierdie groepie.
Ken nie almal van julle nie, maar hier's 'n paar ouens wat ek ken wat net die feit dat hulle hier is, wat ek weet in 'n besige skedule, sê vir my wat sy prioriteit is. Prioriteit om sommer net nog weer te kom luister en maar iets te doen daarmee. So die eerste vraag is rondom daai 4 fasette in jou lewe en jy kan dit van toepassing maak op enigiets. Ek weet nie of daar 'n groepie is wat ek dalk van die goed kan deel. Sommer net as dan die ouens die notas op te vat rondom die vrae en dan kan ons op dit beskikbaar. Dalk op die WhatsApp groepie, maar eerste plek is wat wil jy regtig hê in die lewe? Soos ek nou vra, wat wil jy hê vir jou finansies? En jy kan ook sê, ja, nee, ek wil meer geld hê. Dis nie sleg om meer geld te hê nie. En ek sit jou 'n R50 in die hand, want jy mos nou meer geld. Reg. Maar dit gaan nie heeltemal dit doen nie. So daai wat wil jy regtig hê is in elke faset is eintlik maar wat is jou visie vir jou lewe in daai faset? As ons praat oor jou geld is dat wat is jou visie rondom jou geld of jou geloof of jou gesin, jou gesondheid, elke faset van jou lewe. Wat is daai prentjie wat jy vir jouself het? Soos het gepraat van die GPS, jy moet weet waar jy is, maar jy moet ook definitief weet waar jy gaan. En hoe meer gedetailleerd jy is rondom dit, jou brein gaan begin antwoorde kry vir jou. Dis die amazing ding wat die Here vir ons gedoen het. Ek wil sommer 'n Bybelse figuur gebruik soos Abraham. Julle onthou toe Abraham baie oud was en Sarah ook baie oud was. Kan jy net hierdie imagine, net vir 'n oombliekie. Dink net gou vir jou strafbeen Menlyn in die inkopiesentrums en hier kom 'n tannie verby van 95 en sy's hoogswanger. Wat gaan jy dink? Ons koppe verstaan nie die goed nie. En dankie Here daarvoor, want Here het 'n ander manier om na die goed te kyk. Jy onthou Abraham op 'n baie gevorderde ouderdom, lank verby wanneer jy nog enigstens dink daar's 'n vermoë om kinders te kan hê. Stoei meneer rondom die goed en hy sê vir hom, Abraham, kom uit jou tent uit. Engel ter sleep hom maar die tent uit. Hy sê, kyk na hierdie uitspansel, kyk na hierdie sterre in die hemel. Jou nageslag sal meer as dit wees. Hy het vir hom 'n prentjie gegee. Want net om vir hom te sê, jou nageslag sal meer wees as wat? Gee 'n prentjie. Kry vir jou 'n prentjie in jou kop rondom hierdie goed. Maak seker jy weet wat jy wil hê. Sien, baie mense bereik nie eintlik sekere doelwitte in 'n lewens nie, want hulle is nie duidelik daaroor nie. As jy net sê ek wil 'n bietjie gewig verloor, nou verloor jy 3 gram. Ja, maar dis nie wat jy wil doen nie. Wees baie duidelik. Ek maak nou 'n grappie daaroor, maar ek wil regtig vir jou sê die oorwinning wat ek in my lewe al gehad het in sekere fasette was om baie duidelik te wees oor wat wil ek hê. En ek gaan nou vir jou sê hoekom dit regtig so belangrik is. Tweede ding is hoekom wil ek dit hê? Daar's 'n briljante boek geskryf deur 'n ou met die naam van Simon Sinek en dit is Start with Why. Wat is jou why? As jy praat rondom die konsep van geld, meer geld is nie 'n goeie antwoord nie. Maar as jy gedetailleerd is rondom dit, hoekom? Hoekom wil jy meer geld hê? Jy moet jou afvra hoekom. En die belangrike ding van hoekom is dat hoekom is eintlik bepaal so 'n bietjie jou waardestelsel. Wat se waarde heg ek aan dit wat ek wil hê? Dis baie keer die hoekom. In my lewe, ek wou baie geld maak en die hoekom was ek wou nie my kinders moet deur die tyd gaan wat ek het nie. Ek het verdiskonteer dat ek in 'n huis groot geword het met 'n enkel ma wat meer liefde kon gee as 10 ouers saam. Ek het dit verdiskonteer, want ek het dit gekry. Ek het nie 'n tekort daaraan gehad nie. Ek het nie besef hoe waardevol dit is nie. Ek het gedink geld het die potensiaal meer waardevol. Dit het nooit nie. Ek en jy weet dit. In my later jare het ek 'n bate gebou wat eintlik alle finansiële bates word gedepresieer oor tyd. Maar 'n bate in my gesin kan nooit gedepresieer word nie. So, hoekom wil jy dit hê? Met ander woorde, wat is belangrik daar rondom? En in 'n mate definieer dit jou lewenswaarde. Salomo is dalk iemand wat in my gedagtes opkom. Julle ken die reis van Salomo. Waarvoor was hy bekend geweest? As die wyse man in die Bybel. Ek skat tot op 'n punt, né? Mario, jy gaan ons mooi kan sê daarvan, maar ek dink die oomblik wat jy besluit om meer as een vrou te hê, dan is daai wysheid by die venster uit. En as jy dan nog 700 hê en jy nog 'n paar concubines by, nog 300 dink ek, 1000, ek kan beswaarlik met een oor die weg kom. Menende, haar gelukkig hou met alles en ek het 'n wonderlike vrou.
So ek dink sy wysheid het by die venster uitgaan. So dit was tot op 'n punt dat hy wysheid gehad, maar hy het gevra vir wysheid, toe gee die Here hom wat? Op rondom die ouderdom van 13. Al die ander goed by. Finansies, hy was die rykste ou ook in die Bybel. Geraamd sal Salomo vandag 2 triljoen rand werd wees. Dis, ons verstaan nie, dis die gelykstaande in die Suid-Afrikaanse ekonomie. Een ou, dis hoe veel geld omgeet. Maar hy het sekere waardes begin koppel, hy het goed begin en sleg geëindig. En die vraag is eintlik maar net, wat se waarde koppel jy aan hierdie goed? Die derde vraag is nog wel 'n interessante vraag, en ek het agtergekom is iets wat ek nagelaat het vir baie tyd in my lewe om dit nie te doen nie, is, hoekom nie? Met ander woorde, ek is baie duidelik oor wat ek wil hê. Ek wil my gesondheid verbeter, ek wil 10 kg verloor, ek wil regtig, en ek het goed begin die jaar, ek wil eintlik so 17 verloor, begin van die jaar het ek 107 kg geweeg, en as iemand sê, hoekom, wel, ek was dik, dit is 'n goeie rede, okay, maar dis nie goed genoeg nie, want in jou kop weet ek is bietjie oor gewig, of soos my dieetkundige sou sê, hoorie meneer, jy is bietjie kort vir jou gewig. Nou, daar's 'n probleem, want op 57 gaan ek nie langer word nie, ek moet bietjie dunner word. En so ek weet definitief wat ek wil hê, ek wil gewig verloor. Ek weet, in daai stadium moes ek 17 verloor, want ek het gedink my goeie gevegsgewig is so 90 kg. Dis waar ek wil uitkom, is 'n streng doelwit. En ek het 7 kg verloor in die eerste 3 maande. Wat ek ook gedoen het, is ek met 'n baie goeie vriend, gemeenskaplike vriend van my, Dion, en Sebastian, het ek 'n doelwit aangegaan en gesê, as ek dit nie maak nie, betaal ek jou R1000 vir elke kilogram wat ek nie my by doelwit is nie. Ek is jammer om te sê, ek gaan bietjie hoes. Sebastian moet asseblief nog nie vir hom sê nie. Maar hoekom wou ek dit doen? Kom ek sê vir jou, hoekom wil ek dit doen? My dogter is 25 jaar oud. My pa is uiteindelik toe sy eerste hartaanval op 33 gehad, sy 6de hartaanval op 65 en hy is oorlede daar. So ek weet geneties in my familiegeskiedenis, is daar geskiedenis van dit. Ek moet gesond leef. Ek het 'n tamelike stresvolle werk- en besigheidsomgewing, so ek weet ek moet na myself kyk. My hoekom is baie duidelik, hoekom ek dit doen. Nou hoekom nie? En dis hierdie uitdaging met dit kom, en in ons lewe partykeer gebeur dit so, hierdie wonderlike brein wat ons het, baie van hom hanteer goed outomaties, sonder dat ek en jy dink. Want as jy nou dink, is elke besluit wat ek moet dink aan, daar's klomp goed wat ek en jy doen, daai gewoontes wat outomaties begin raak, is maklik om te doen, want ek dink nie daaraan nie. Maar dis ook moeilik om te breek. So as ek weet, om gesond te leef, beteken ek moet oefen, ek moet reg eet, ek kan nie meer 2 suiker in my koffie drink nie, en ek kan ook nie 15 koppies koffie 'n dag drink nie, dis wat ek gedoen het. Dis moeilik om dit te verander. So hoekom nie, is eintlik partykeer die redes, hoekom ek nie regtig doelgedrewe is rondom hierdie doelwit van my nie, want dis te maklik om op te gee. En ek voel my is nie die moeite werd nie. Goed, ek het so 'n bietjie van 'n detour gevat, want ek het vir 5 weke lekker longontsteking en al die ander goed gehad, ek kon nie oefen nie, volgens die dokter. Maar nou moet ek weer terugkom op daai doelwit, as my hoekom groot genoeg is. So hoekom nie? So hoekom het jy nog nie daai visie of doelwit behaal nie? Dit is amper soos ankers in die verlede. Simpson herinner my aan daai ou wat sekere hoekom nies. Ons weet die reis wat hy met die Here gestap het, en sy storie is 'n storie van inspirasie. En dan kom hy op 'n punt waar die Here vir hom gesê het, maar moenie vir mense sê waar jou krag lê. Want het sy krag in sy hare gelê? Nee, in die Here gelê. Dit was 'n simbool van sy krag. En partykeer gee ons hierdie goed weg, want ons weet net nie hoekom nie. Ons het nie 'n goed genoeg rede om aan vas te hou nie, of ons verhuil dit amper al vir ons potlensies op, vir iets anders wat minder is as wat ek regtig verdien. Die 4de vraag is, hoe gaan jy dit doen? Met ander woorde, het jy 'n plan vir jou lewe? So as ek wil gesonder leef, ek wil gewig verloor, ek weet baie duidelik wat ek doen, ek weet hoekom ek dit doen, ek het al 'n bietjie uitgemaak hoekom ek dit nog nie kon regkry nie. Die volgende stapie is eintlik maar, wat is my plan van aksie? Wat doen ek nou daaromtrent? En Dawid is die ou in die Bybel wat vir my, hy was 'n planmaker.
Daar's nou so dokumentêr rondom Dawid en Goliat en dink gou vir jouself 'n oomblik. Dawid was 'n ouetjie van so 1,5 meter, so hy was 'n klein kort mannetjie, tingerige seentjie. En hier's Goliat, 3 meter lank. Nou, ek dink nie ons kan, ek weet nie of een van julle al langs ou soos R.G. Snyman of Eben Etzebeth, daai is monsters van mense, né? Hulle is net oor die 2 meter lank. Hier is nog 1 meter langer en hy's nog groter. So in ons koppe is dit onmoontlik dat jy hierdie kan gaan tackle. Dawid het 5 klippies opgetel. Hoekom? Het hy nie geglo in sy vermoëns wat die Here vir hom gegee het nie? Nee, dit was dit nie. Daar was 5 reëse. Hy het gereken uit 'n klip vir elke reus. Hy het nie gedink hy van Goliat misgooi nie. Hy het geweet hy gaan maar gooi. Daar was nie 'n kwessie nie. Hy het 'n plan gehad. Vraag is, wat jou plan vir jou lewe? Maak seker dat ek en jy is doelgerig daaroor, want ander mense maak baie planne vir ons. Maar dan lewe jy nie jou lewe nie. Jy lewe iemand anders se lewe uit. As jy hulle planne volg. En ek sien hoe dit om ons gebeur. Een van ons grootste uitdagings is tyd. Ons tyd word gesteel. Ons laat dit doen. Ek weet ek is baie skuldig daaraan. Volgende vraag. As jy hierdie plan het, waar begin jy? Menende, ek het nou 'n plan, maar 'n plan weet ons, daai konteks van 'n boer maak 'n plan. Maar jy moet iets doen met jou plan. Jy moet aksie neem. En so waar jy begin is daai eerste aksiestap wat ek moet doen. In my gesondheidsreis is dit dalk 'n keuse om te sê, maar hoorie, 15 koppies koffie met 2 suikers in is 30 lepels suiker 'n dag. Ja, dit gaan my nie help om gewig te verloor nie. Daar's niks in daai plan wat gaan werk nie. Okay, ek moet dalk 1 drink, myself beperk dalk tot 3 koffies en dan probeer ek sonder die suiker en melk doen. Ja, dit is my terrible, maar ek weet dit is 'n plan. Ek moet dit nou net uitvoer. 'n ou in die Bybel wat vir my uitgestaan het as daai ou wat aksiestappe kon neem was Noag. Dink gou vir 'n oomblik aan Noag. Daai generasie in daai tyd het nog nooit reën gesien nie. Hulle verstaan nie wat dit is nie. As ek en jy nie verstaan wat reën is nie. As jy nog nie argumentsonthaalwe in die middel van 'n orkaan gestaan het nie, weet jy nie regtig wat dit is nie. Alhoewel ons het prentjies, hulle het nie eens prentjies kon gehad het. Daar's geen reën nie, hier begin hy 'n boot bou. Dit vat geloof op 'n volgende vlak. Partykeer is dit die uitdaging van ons. Terwyl jy nog niks sien nie, glo jy letterlik dat die Here bereid is om 'n ark in jou lewe te bou. Noag het, ten spyte van 'n bespotting en mense wat hom gekoggel het en uitgelag het, onder andere van daai reëse, is hierdie vraag is dat, is jy bereid om actually iets te begin doen, soos Noag in jou lewe? En jy sien, vandag is daai keuse wat jy kan maak om te sê dat, ek gaan nie 'n boom plant nie, ek het dalk nog nie, maar vandag is dalk daai tyd wat ek dit kan doen. Ek sluit af. 6de vraag is, hoe weet ek dat ek suksesvol was in hierdie plannetjie vir my, daai wat ek wou bereik het? En dis eintlik maar net, die Engelse woord is accountability, rekenskap. En kom ek sê vir jou wat ek uitgevind het, wat my die beste rekenskap laat hou, afgesien van dat ek 'n commitment aan die Here maak rondom sekere veranderinge, is om 'n geloofsvriend saam met my te vat. Iemand wat bereid is om 'n oproepie te maak of 'n WhatsApp te stuur en of selfs 'n afspraak, 'n koffieafspraak en sê, hoorie Tom, jy het gesê jy gaan hierdie doelwit nagaan. Nou hierdie vriend van ons doen dit gereeld, want ongelukkig weet hy gaan nou goeie Kersfees hou met my geldjies. Hy weet tog nie wat ek probeer om die bos lei, nou sê my vrou moet die foto's neem. So ek gaan ook nie wegkom met dit nie. Maar hoe weet jy dat jy op reis is? Want jy sien die lewe is ups en afs. Dis wat ons lewe is. Daar is seker goed wat ek en jy nie kan, ons kan nie bepaal wat die res van vandag gaan gebeur nie. Ek kan my ingesteldheid bepaal tot dit, so as ek bietjie van koers af gaan. Ellen, goeie vriend van my, is 'n vleenier. En Ellen, jy gaan my nou help as ek verkeerd is, maar iemand het van eendag gesê dat as jy opstyg 'n vleenier van Ouar Tambo of van Kaap toe vlieg, is omtrent 95% van die tyd van koers af, soos hy course correction doen. Maar hy land tog in Kaapstad, want dink nou net hoe teleurgesteld gaan daai ouens wees as hulle afklim hier in Durban. Dis nie die plan nie. So in ons lewens is dit ook so. Dis nie 'n reguit lyn na jou einddoel toe nie. Partykeer maak 'n bietjie draaie.
En al wat ek en jy moet doen is besef dat met die Here se hulp het ons die vermoë om by ons eindbestemming uit te kom. Ek wil jou uitdaag hierdie laaste letterlik paar weke van hierdie jaar. Dis dalk 'n briljante tyd, ongeag dat jy dalk moeg en 'n bietjie oorlaai is om so 'n klein bietjie oorsig te neem oor jou lewe. Waar is ek? Waar wil ek graag wees? En is die Here saam met my in hierdie reis op pad? Baie dankie vir die geleentheid om te kom gesels vandag. Dankie maar.